Goeiemôre julle, dit is Corneille so. Ek het iets wat ek oor wil praat vandag, want soos ek maar rondbeweeg is daar verskillende goed wat my opval. En vandag sin in my kop wil ek pak onder mense wat ek so 'n kulturele Christen noem is. Nou, 'n kulturele Christen in my kop is iemand wat alle dinge wat 'n Christen doen, wat 'n Christen behoort te doen. Maar aan die binnekant is jy nie so seker vir jou verhouding met die Here nie. Dis byvoorbeeld mense wat sou, jy gaan kerk doen. Jy doen nie dinge, ek meen jy, as jy trou, dan trou jy in 'n kerk, jy het 'n dominee of pastoor of 'n reverend of whatever jy het in jou kerk, wat nie onbekend is met jou nie. En in die Bybel dink ek was dit soortgelyk aan die Fariseërs. En mense dink altyd die Fariseërs is hierdie van iets daarna kan. Fariseërs was in hulle koppe lief vir die Here en hulle het dit bewys deur die werke wat hulle gedoen het. En tog het Jesus daar gekyk en gesê, aan die binnekant sal niks, daar is nie 'n verhouding met my. So 'n kulturele Christen in ons land is maklik om te wees, want ons kom uit so 'n geskiedenis uit. Jy word die Afrikaanse word in groot in die kerk. So jy doen al die dinge aan die buitekant wat lyk soos dis wat 'n Christen doen, maar aan die binnekant kan die Here moontlik vir jou sê, daar's nie verhouding nie. Want 'n verhouding het nie veel uit te waai met die staf aan die buitekant nie. Dit sluit die staf aan die buitekant in. As jy dink aan 'n sê maar 'n huwelik, dan gaan dit nie oor die kontrak gedeeltetjie en van dis wat 'n man behoort te doen, dis wat 'n vrou behoort te doen, die wettigheid daarvan nie. Alhoewel jy sal kan gaan staan en sê, kontraktueel, as jy verantwoordelik hiervoor en ons gaan hiervoor verantwoordelik hou, is dit nie die punt van die huwelik nie, hoegenaamd. So, een van die plekke waar ek dit opmerk, ek sien die goede is, ons is in die vermaaklikheidsbedryf, en deel van wat ons doen is, pragtige lewendige musiek by goed soos troues. En baie keer by 'n troue kom jy daar, sê die pragtige Christelike ooglopende seremonie, en hulle beloof trou in die Here en almal se getuienis, beloof hulle kinders groot te maak, in die weë van die Here en al die mooi dinge. En die prediker doen ewen tafelgebed by die onthaal, en na so 'n uur of 2, dan begin die praatjies nou van, dis nou tyd dat hy gaan, dat hierdie paartjie nou kan spoed optel. En as hy eers daar uit is, dan val die pleister van die muur af. En dan gaan dit groot word. Nou niks teen partytjies nie, niks teen drank, niks teen tragedie nie, is als fantastiese dinge dink ek. Maar dis wat dit moeilik maak is, as jy na die goed aan die buitekant kyk, dan kan dit reg lyk. Wat is aan die binnekant? Dis waar mens wil uitkom by die goede. Die Here sê in Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit oorvloed. Die Here bring vir ons oorvloed lewe, en dit voel vir my, baie mense kyk na hierdie ding van Christendom en verhouding met die Here as half 'n tweede opsie, soos in, jy moet dan eers 'n bietjie lewe en 'n lekker lewe hê. En dan kan jy nou later, jy weet, boring raak of verantwoordelik raak of whatever jy wil doen. As jy nou klaar van gehad het, dan word jy nou 'n Christen. En wat die Bybel sê is nee, dit sê jy mis die hele punt as jy na God so kyk, want wat hy vir jou het is oorvloed lewe. Jy trommel hier rond, en hy wil vir jou oorvloed gee, maar jy kyk daarna asof dit 'n tweedehandse ding is, want jy weet nie wat dit is nie. Die gemors dink van die storie is dat dis 'n ding wat jy geloof moet gaan doen, of jy moet iemand se woord vat wat klaar daar staan, of jy kan sê, en mense sluk moeilik aan daai een obviously. So, ek wil vir jou 2 prentjies skets hierso. Dis 'n pa met sy gesin
En scenario 1 is daar 'n pa wat baie streng is en sê, ek is die baas van hierdie huis, dis hoe dit in my huis gaan werk. Ons gaan so laat opstaan, so laat ons bed toe gaan tyd, as jy 10 meisies sal jy so laat in die huis wees, ons gaan maniere en respek in hierdie huis het mekaar, jy gaan so en so my praat, jy gaan nie sulke klere aantrek nie, jy gaan sulke dinge doen. En hy forceer daai reëls af op sy kinders en op sy gesin, en almal doen dit. So dit lyk weer reg, daar's respek, daar's struktuur, daar is allerlei mooi dinge wat in 'n gesin hoort en 'n gesin maak werk. Scenario 2 is, daar's 'n pa, hy het 'n liefdevolle, warm, oop, span verhouding met sy kinders. Nou hier's nou waar die snag in kom. Die meeste mense dink, wel dis nice, maar daar's niks vir die ander nie. Asof die twee kante van die storie sal wees, streng pa, reëls, koud. En as die pa dan lekker en amper vriende met sy kinders is, dan is daar geen dissipline of struktuur of respek of daai goed nie. Wat van 'n pa met 'n liefdevolle verhouding met sy kinders en gesin, maar nog steeds respek en dissipline en reëls van wanneer jy kan kom en gaan en al daai dinge, maar dis nie op 'n wettiese manier afgedwing word. En ek dink, dit voel vir my, baie mense kyk na die tweede ene, of hulle sien dit mis, hulle sien net, dis of 'n loserige ding met liefde en meer speelsgeit half aan die verhouding, maar dan is daar nie die respek en dissipline nie. Die Bybel sê, wette maak dood, dis die gees wat lewe. En dit sê ook dat wette is daar vir die wetteloses. Deel van die nuwe verbond wat ons het God gesê, hy gaan jou hart van klip kom uit of jou hart van vlees gee. Paulus praat van, jy's 'n Jood en jy is besluit nie in die vlees nie, jy is dit as jou hart beskry is. Ek dink dit is deel van dieselfde storie wat die Here gesê het, ek gaan jou hart kom uithaal, wat hart is, ek gaan jou hart van vlees gee. En deel van die nuwe verbond in Hebreërs sê die Here, jy gaan nie meer wette nodig hê. Hy sê, ek sal hulle my wette in die verstand gee en op hulle harte sal ek skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sonde nooit meer dink nie. Dit is die nuwe verbond wat God wil instel. Hy sê, ek gaan nie meer hierdie wette vir julle, julle moet dit. Dit is wat die fariseërs en al die mense gedoen het, en hulle het nog 'n stapie verder gegaan en dit vir die mense al uitgeleer wat dit vir hulle beteken, en dan al hierdie ekstra ook nog bygekom. En die Here het gesê, ek maak klaar met daai. Jesus is 'n eenmalige offer vir ewig vir sonde. Wat ek nou doen is, ek sit my wette op jou hart, sodat dit nie nodig is vir jou om aan 'n ou te vertel wat om te doen nie. Nou beteken dit die wette bestaan nie meer. Nee, dis nou soos die tweede pa. Die feit dat God nie meer die streng wettigheid van die Ou Testament daar het nie, beteken nie al die reëls is weg. Dit beteken is liefdevolle God. Jesus het eenmaal kom sterf vir hy sonde, en jy kan nou lewe in oorvloed kom hê van die begin af. Jy hoef nie eers 'n van lewe te hê in jou opinie en dan die wette te kom nie. Jy, Christus roep jou tot die van lewe van die begin af. En sê jou, ek het hierdie lewe nodig. Ek gaan vir jou aan 'n hart gee, ek gaan my wet op jou hart skryf, sodat jy weet wat om te doen. Al wat hy van ons wil hê is vir onsself, vir ons harte, sodat hy liefdevolle verhouding met jou kan hê, en dan gaan die wette nog steeds uit, want dit is vir jou hart. Niemand kan vir jou sê, is jy besig met diensboeie nakom nie. Jy gaan dit goed nakom, is vir jou hart. Hy skryf dit daar. So as jy in verhouding met hom is, dan is dat 'n oorvloed lewe, en ek hoop nie hierdie kom vir julle veroordeling voor. Dis nie wat dit is nie. Veroordeling vir my beteken ek staan nie op my hoë plekkie en ek kyk na jou daar op jou lae plekkie en ek vertel vir jou wat jy verkeerd doen, wat verkeerd is en wat sal lae plekkie jy daar het. Hierdie is in my kop, ek staan op my hoë plekkie en sê vir jou, jy stom wil nie opkom hier toe nie. Ek is hier, ek weet is beter en ek is nie so met die en dink is beter nie. Ek was daar.
Ek weet hoe is dit daar, en ek weet hoe is dit hier, en hierdie is 'n beter plek. Ek het my woord ontvat, dat jy leer ken, en hooplik sien, dat ek het 'n gelukkige vervulde lewe, en God sê, hy gee vir ons oorvloed lewe, en lewe is groter as net rykdom. So die gelukkig vir ons is die, God wil vir ons sorg finansiëel, geen twyfel oor nie. God wil vir jou sorg vir jou gesondheid, geen twyfel oor nie. God wil vir jou sorg vir jou emosionele, geestelike gesondheid en stabiliteit, geen twyfel oor nie, is alles goede wat hy voor 'n prys kan betaal het. En hy wil graag hê jy moet deel wees van hy storie. So, as jy op 'n plek is waar jy Christen in die buitekant is, en iewers in jou kop die ding het van, eendag sal ek my lewe moet regkry, en miskien die wet moet kom, of enige van daai dit is dis 'n verkeerde basis waarop jy hierdie ding probeer bou. En jy sien God se verkeerde lig, en ek moet iewers praat oor die ding van die gelykenis van die verlore seun, en nie oor die verlore seun nie, oor die seun wat gebly het. Dat jy kan verstaan dat jy, as jy God se hart miskyk, en hom sien as 'n wettiese ou, so verhouding met jy wil hê, dan verstaan ek, dat jy eers die van wil hê, en dan hierdie kom doen. Dat is nie goed nie. Dis nie wat hy vir ons moet gee. Maar dit is vir 'n ander storie. So, as jy op so 'n plek is, waar jy nie die oorvloed nou kan kry, of dink dit is oorvloed, en dit is beter van waar jy nou is nie, wil ek aanmoedig om 'n bietjie ondersoek in te stel, nog beter, gaan praat met die Here self. Jy weet van hom, as jy kulturele Christen is, dan is jy reële vertroud met die Bybel en met bid en al die so, gaan praat met die Here, sê vir hom, hey, is bang vir die ding, want af ons, ek sê met liefde met jou te kuier, gaan praat met iemand by jou kerk, gaan praat met iemand wat lyk, asof hy oorvloed lewe het, alhoewel hy sê hy is 'n Christen. Moenie met ou gaan praat wat jy sê hy is 'n Christen, maar dit lyk nie soos oorvloed lewe nie. Okay, jy wil nie 'n droë wettigheid ontgaan nie, dis dood, Bybel sê dis dood. Okay, dis dit vir vandag. Sterkte as jy my moet kontak, asseblief, jy is meer as welkom. Andersins, dan sien jy maar.